Baie goeiemôre aan almal, genade en vrede van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Dit is die Bybelse manier, in die nuwe verbond, in die nuwe ooreenkoms, om die volk van God te groet, die Here se skape, en ook die wat nie eens weet hulle is skape nie, maar omdat hulle is, sal hulle aanhou om na hierdie program te luister. Vandag wil ek met jou praat. Vandag gesels ons oor 'n kragtige Bybelgedeelte wat vir jou nuwe krag, moed, onwrikbare vasberadenheid en 'n helder lig op jou lewenspad gaan bring wat jou siel sal verkwik. En dit wat nog half donker is, sê die Bybel, wanneer die lig van die evangelie kom, word selfs die duisternis lig. Na die duisternis, die lig. Jesaja sê, daar is 'n pad waarop selfs die dwaases nie sal verdwaal nie. Ek gaan hierdie woord lees. Ek is apostel Michelangelo van die Evangeliese Kerk. Christus leef, baie dankie dat jy vanoggend saam met my is. Jesaja, die profeet, sê in hoofstuk 35 vers 8, en daar sal 'n goeie pad wees, 'n goeie pad, 'n pad wat die heilige weg genoem sal word. Die onreine sal nie daarop loop nie. Dit sal net vir sy volk wees. Enigeen wat ook al op hierdie pad loop, sal glad nie die pad byster raak nie, selfs nie eers diegene wat as dwaase beskou word nie. Dit sê, daar is 'n pad, 'n heilige pad, waarop wie ook al daarop loop, nie sal verdwaal nie. So ek is vandag hier, met 'n kragtige woord van God vir jou persoonlike lewe. Ek is hier gedryf deur die Heilige Gees, halleluja, want voordat ek die ateljee binne gegaan het en voordat God my hierdie woord gegee het, het hy reeds geweet. Hy het reeds geweet wie aan die ander kant sou wees. Jou dringendste behoeftes, jou bekommernisse, jou angste, uiteindelik mense wat regtig troos, krag om te leef en moed om te leef en te oorwin nodig het. So ek is hier met 'n kragtige woord van God se kant af. Luister dus aandagtig na wat die Heilige Gees reeds besig is om te sê. Dit sê daar is 'n pad en die profeet het, geïnspireer deur God natuurlik, dit gebruik. En gesê, kyk, dit is 'n pad van volmaaktheid. Dit is so 'n goeie pad, so 'n belangrike pad, dat selfs 'n dwaas nie sal verdwaal as hy op hierdie pad loop nie. Wat 'n heerlike woord! Wat 'n heerlike woord! So, God sê, daar is 'n pad. Heilig. Veilig. En onthou, wat het Jesus gesê? Ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Op hierdie pad, saam met Jesus, op die paaie van God, in die eerste plek, hierdie pad is heilig. Dit het niks te doen met die duisternis nie. Die Christelike pad, die evangeliese pad, die paaie van God is heilig. 'n Mens kan selfs deur mekaar en gesukkel wees in die lewe. Maar, wanneer die stem van God, glorie aan God, hierdie persoon roep, en op die paaie van God plaas, is die eerste ding wat God wys, hoe heilig die weg van God is. Kyk net hoeveel daar is, honderde en honderde getuienisse van mense wat by ons bediening uitgekom het, wat my gehoor het in Rio de Janeiro, in Brasilië, in die wêreld, in ander lande, en wat regtig op donker paaie geloop het, die paaie van towery, die van daardie dinge wat van die duiwel afkom, van duisternis, mense wat op die bodem van die put geloop het, in die stof, in die ashoop, in benoudheid. Hulle het die lewe maar net gevat soos dit kom, maar hulle was van God, hulle het dit nie geweet nie. Miskien met alle respek, praat ek met mense wie se lewens 'n wipwaandjie van emosies is, eendag goed, eendag sleg, eendag sondig hulle, eendag drink hulle, eendag rook hulle, eendag spuit hulle, eendag snork hulle. Hierdie pad van duisternis is vernietigend.
Die persoon het geen vrede, geen vreugde in die lewe, geen genot nie. Dit kort entoesiasme omdat dit nie 'n heilige pad is nie. Daar is net een heilige pad en dit is op die weë van Jesus in die woord in die kerk. En dit sê dat hierdie pad ook 'n pad van veiligheid is. Die persoon vrees nie meer nie. Wanneer sy op die heilige weg is, wanneer God haar na hierdie pad toe trek, word sy 'n sekere persoon. Sy is nie bang vir slegte nuus nie, sy is nie bang vir dreigemente nie, sy is nie bang vir van dit wat die samelewing vandag beleef, soeke ernstige probleme wat ons in ons samelewing ervaar, maar wie op hierdie pad is veilig. Is veilig, want wie hou ons lewe vas op hierdie pad? Dit is God self, dit is die magtige hand van God, dit is die engele van die Here. Dit is die hemele wat oor ons lewe oopgaan, dit is veilig. Ek leef op hierdie pad, waarop God my geplaas het, al amper 49 jaar, 46 as predikant. Hoe het my lewe verander? Ek was 'n katoliek, apostolies, Rooms. Ek het nog nooit gesien dat die priester 'n Bybel gebruik nie. Die biskop van my parogie het nie eers die woord geken nie. Dit was daardie koue ritueel waar daar oor die dooie gepraat is, oor die dooie, oor die sonne, oor die sonne, oor die sonne, oor die dooie, Maria. Maar daar was niks wat geheilig was nie. En toe God my lewe geopenbaar het en my van die pad van godsdiens na 'n heilige pad geneem het, toe eers, uiteindelik, het ek begin leef. Met hierdie sekerheid, wat net die Christendom, die Bybel, die Gees van die Here aan 'n mens se lewe kan gee. Ek het al deur moeilike tye gegaan, verskriklike tye in hierdie 46 jaar van bediening, maar die kwaad het nooit geseëf hier nie, want hierdie pad is veilig. En dit is seker, hier is daar geen fout nie. Wie Christus het die ewige lewe, wie nie Christus het nie, is reeds veroordeel. Dis 'n sekerheid, dit is waar. Al ons dae is reeds geskryf, toe daar nog nie een van hulle was nie, geskryf en bepaal. God het ons reeds geken toe ons nog ongevorm was, in ons moeder se skoot, en dit is hy wat ons gevorm het. So hierdie pad, om 'n evangeliese Christen te wees, is om binne 'n pad van volmaaktheid, heiligheid, veiligheid en sekerheid te leef. Ek bly nie wie aan God behoort, bly nie dink nie, en môre, hoe gaan dit wees? Sal ek hê om te eet, sal ek hê om te drink, hoe gaan ek aan ek? Nee, Jesus het gesê, as jy eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. So ek kom vandag om vir jou 'n heilige pad aan te kondig, 'n veilige pad, 'n sekere pad, wat die pad van verlossing in Jesus Christus is. Hierdie Bybelverse is indrukwekkend, soos die hele Bybel, dit is indrukwekkend. Kyk wat sê die Bybel, op hierdie pad sal selfs die dwaas nie verkeerd gaan nie. Waar kan dit as dit van hierdie dwaasheid praat? Nie eens die persoon wat die meeste, die persoon wat die minste geglo word, die mees verwarde persoon, selfs hulle sal nie verkeerd gaan nie. Wat 'n mens dit, apostel? Dit word die genade van ons Here en Verlosser Jesus Christus genoem. Dit sê dat deur genade is julle gered, deur geloof. Dit kom nie van julle af nie, dit is 'n gawe van God. Ek onthou, nie lang gelede nie het ek met 'n sakeman gepraat wat hierdie paaie geloop het. 'n Mens raak so desperaat. Eendag gaan jy kyk na die kaarte, dan is dit die kaartlegger, dan die handelleser, dan die sterrekaart, dan die piramide. Mense gaan deur allerhande situasies. Dit is vernederend wat die duiwel mense daardeur laat gaan. En daardie sakeman het vir my gesê, Apostel Michelangelo, ek het nie eens geweet waar my kop was nie. Ek het myself verneder om oor begraafplase te spring. Om snags na strande toe te gaan. Met takke en bome en blare, besig om myself te besweer. En iemand heeltemal in wit aangetrek, met stringe en rokke, wat gesê het, ek is die kind van ek weet nie wat nie, en dat ek deel is van 'n burgerskap wat uit Afrika gekom het. Soveel angs, soveel foute, soveel sonde. Dit is so, totdat die Heilige Bybel vir ons sê,
God gebruik iemand wat sê, hier is die pad. Dit staan hier by die profeet Jesaja. Hier is die pad. Toe die pad, hoeveel keer het ek ure en ure met my rosekrans gesit, dit herhaal, wat my geen vrede of rus vir my siel gebring het nie. Hoeveel keer het ek by die mis ingegaan en uit die mis gekom, koud, leeg, net 'n ritueel? Hoeveel keer het ek betaal? Beloftes. Ek het bieg mondelings voor die abt, het my drama's, my probleme vertel, en ek het nie geweet, dat daar ook maar 'n swak mens was nie, ook van stof gemaak, verstaan jy? Hy het nie die mag gehad om my te vergewe nie. En ek onthou hoeveel keer ek gebieg het, aan die einde het die man gesê, ek vergewe jou, gaan in vrede, bid iets. En dit was vir my baie koud, dit was baie vreemd, dit was baie leeg. Dit was 'n pad wat nie regtig 'n pad was nie, heilig. Want soms het iemand 'n godsdiens, maar as gevolg van situasies wat hulle beleef, gaan hulle hul kop elders stamp, dan drink hulle, ek weet nie waarvan nie, dan suig hulle bloed, ek weet nie waarvan nie. Jy weet, dit is 'n drama wat mense in ons samelewing beleef. Jesus kom vandag en gebruik 'n man, ek is die geringste van die apostels. Trouwens, ek is nie eens waardig om te sê ek is 'n apostel nie. Dit was 'n roeping vir God, maar ek is nie waardig nie. Maar met sorg om vir jou te sê, daar is 'n pad en daar is net een pad. Pastoor, maar ek hou van die evangelie, maar ek hou ook van... Nee, daar's net een pad, daar's net een waarheid, daar's net een lewe. En wanneer God sê dat op hierdie heilige weg, kyk wat hy sê, daar sal 'n pad wees, 'n pad wat heilige weg genoem sal word. Die onreine sal nie daarop loop nie, dit sal vir sy volk wees. Wie ook al daarop loop, sal nie verdwaal nie, selfs nie 'n dwaas nie. So, en as die sorg van 'n God wat sy mense nie verlaat nie, jy kon al baie foute in die lewe gemaak het. Jy sou moontlik in jou lewe uiterste en uiters slegte keuses kon gemaak het. Miskien is daar iemand wat nou na my luister, in trane, wat betrokke geraak het by sulke donker, geheimsinnige paaie, dat jy vandag selfs bang is om uit die huis te gaan. Maar as jy jou vandag na God toe draai, as jy bleek, as jy die naaldstring met die wêreld breek, wêreld beteken sonde, orgie, dronkenskap. Die wêreld is waansin. Die wêreld is 'n plek van slawe, geestelike slawerny. Maar as jy jou vandag na God toe draai, daardie omdraai na God toe, is nie iets wat 'n mens op sy eie kan doen nie. Dit beteken dat die Heilige Gees, as hy jou op die regte pad plaas, jy nooit weer gaan jy verkeerd doen nie, nooit weer nie. Hierdie ervaring in 'n man se lewe. Ek is 'n pastoor, ek is 'n pa, ek is 'n man, ek is 'n oupa, ek is 'n biskop, ek is 'n prokureur, ek is 'n onderwyser en ek kan jou dit verseker. Jou verlede maak nie saak nie, want soms sê iemand, maar dominee, u ken my nie, u weet nie waar ek al geloop en getrap het nie. U het geen idee van die wêreld of onderwêreld waarin ek al geleef het nie. Jou verlede maak nie saak nie. Wat saak maak is jou besluit vandag. Wat saak maak is dat jy sê, Here Jesus Christus, ek gee my oor aan U. Ek wil hierdie pad hê waarvan hierdie man van God praat. Ek wil hierdie nuwe lewe hê. As jy begin en iets in jou hart voel, geliefde, ons is nie sommer net toevallig hier nie. Ons is nie sommer net toevallig hier nie. Ons is hier deur God se beskikking. Soos God sê, soos 'n sakeman wat na ons kerk toe gekom het en vir my gesê het, ek het daarvan gehou om na u te luister, want u het reguit na my probleem toe gegaan. So, ek gaan regtig lees. Dis nou genoeg om verlore rond te loop. Pastoor,
Ek het geen besluit geneem sonder om eers na die fortuinverteller toe te gaan nie. Weet jy wie is agter die kaarte, die afgode, die beelde? Dis die duiwel, dis die demoon. Daar's altyd 'n demon agter 'n afgod. Daar's 'n demoon. So dis nou genoeg om verlore rond te loop. Pastoor, ek was al by 30 godsdienste. Ek het al pelgrimstogte gedoen. Ek het al 600 kilometer te voet gestap. Ek is al vol olie gegooi. Ek was by 'n plek wat gesê het, hulle is evangelies. Hulle het my kop vol olie gemaak met 'n horing. Hulle het olie uitgegooi. Ek was by 'n ander plek waar almal gesapateer het. Almal het gedans, op mekaar se rug gespring. Ek was by 'n ander plek waar dit net riete tye was. By 'n ander plek het almal net gehuil. Weet jy, ek het op paaie geloop, meneer, jy weet nie. Hulle het vir my gesê, daar was 'n vrou wat hande gelees het, 'n ander een wat die koffiedik gelees het en die toekoms voorspel het. Apostel, ek het op paaie geloop, net God weet, dis waar, net God weet. Maar dit is nou genoeg om verlore rond te loop. Dis genoeg om aanhoudend foute te maak. Jesus roep jou na 'n pad waar selfs die swak en die dwaas reg kan doen. Hoekom sê meneer dit? Eerstens, want dit staan in die Bybel. Tweedens, want dit het in my lewe gebeur. Derdens, want dit is hy wat jou op hierdie pad lei. Dit is hy wat jou dra. Dit is hy wat red. So ek gaan vir jou sê, kom na Jesus toe. Ek gaan vir jou sê, jy wat al lank weg is van die weë van God. Kom terug na die huis van God. Jy wat al so baie pak gekry het van die lewe. Jy wat aanhoudend sleg daarvan afkom. Op en af, soos 'n malle rollercoaster. Jy wat begin het met 3 druppeltjies Rivotril en nou drink jy al byna 'n halwe bottel en steeds het jy nie vrede nie. Jy wat met angsaanvalle sit, jy wat depressief is. So depressief dat jy nie eens krag het nie. Nie eens meer om die son te sien nie. Kom maar die huis van God toe. Jy wat deur die vyand uit die kerk gesleep is, kom terug na die huis van God. Kom terug na die kerk toe. Ek bied vir jou hier die deure van 'n kathedraal aan, van 'n suiwer, heilige kerk wat die waarheid verkondig. Die evangeliese kerk Christus leef. Ek is die leraar van hierdie kerk. In menslike terme is dit lank, 46 jaar van bediening. Ek moet vir jou sê, kom, die arms van die Vader is oop vir jou. Ek hoop jy ontvang hierdie woord, jy gaan nie weer verkeerd doen nie. God gaan jou stappe reguit maak. God gaan jou lewe herstel. God gaan jou op die pad van oorwinning plaas. Ek het nog 'n minuut en 'n half om vir jou te sê, dalk praat ek met iemand wat met groot stryde sit, soos slegte gewoontes, met verslawings, met dwelms. Of jy wat betrokke is by iets baie moeilik en gevaarlik. Ja, ek praat met jou. Ek is die profeet vir jou lewe, Lou. Dis tyd dat jy sê, genoeg is genoeg. Genoeg. Want Touwerie gaan dit nie oplos nie, die kaarte gaan dit nie oplos nie, die bounce gaan dit nie oplos nie. Jy het vrede nodig, jy het verandering nodig. Daar is net een groter krag wat jou kan bevry, die krag van die bloed van Jesus, die krag van ons Here Jesus Christus. Hy gaan jou storie verander. Moenie nog tyd mos nie. Hierdie pad het vir jou gewag. Kom. Onthou wat die profeet gesê het. 'n goeie pad, wat die heilige weg genoem word. Die onrein sal nie daarop loop nie, dit sal net vir sy volk wees. Wie ook al op hierdie pad loop, sal nie verdwaal nie, nie eens 'n dwaas nie. Die fout is nou verby. Gee jou lewe vir Jesus oor, bely hom, sê dit nou waar jy is. Jy kan dalk in 'n tronk wees, jy kan dalk in 'n kliniek wees, in 'n hospitaal, in 'n psigiatriese inrigting, jy weet, by die huis. Jy het nie geslaap nie, jy slaap nie, jy drink al meer middels, jy is al vol probleme. En jou lewe gaan aan. Soms is dit 'n goeie dag, soms 'n slegte dag. Gee jou lewe oor. Hy het hierdie pad voorberei van voor die grondlegging van die wêreld af. Hy het jou in liefde bestem.
Hy het jou geroep, jou geregverdig en jou verheerlik. Die werk is voltooi. Kom aan die Christuslewe Kerk toe. Ek is hier en staan in vir my bediening. Daar's goeie bedieninge, natuurlik. Maar ek staan in vir Christus lewe. Ja, ek voel die teenwoordigheid van God, geliefde. Halleluja! Ek voel die Heilige Gees beweeg. Hy dring hier by my oor en in my hart aan. Daai persoon wat op so 'n gevaarlike pad is, geliefde. Los daardie pad. Dit gaan jou na die dood lei. Kom maar die weg van God toe. Ek wil jou lewe pastoreer. Ek dank God vir die mense van die evangeliese kerk, Christus leef, wat met moeite, liefde en vrygewigheid hierdie grootse werk moontlik maak om die woord van God na die wêreld te bring. My span, wat al jare lank hier langs my staan, skouer aan skouer, sorg dat die woord versprei, want dit is nie geboei nie. Dankie almal. Ek omhels julle. Ek verklaar die seën oor jou lewe, oor jou familie, oor jou huis, oor jou besighede, vrede in jou hart. Pastoor Miguel Angelo, Evangeliese Kerk, Christus leef. Baie goeie dag aan almal en 'n lekker naweek.